nog 'n dag en nog 'n episode van die 1 minuut met Jesus podcast. Kind van God, baie welkom by ons weer eens vandag. Mag die Gees van God jou lei en mag die Here vandag spesifiek met jou praat. Soos wat ons beloof het, gaan ons vanaand verder met deel 2 van huwelike. En vanaand gaan ons met pastoor Marius 'n verskeidenheid van vrae vra ten opsigte van huwelike. Pastoor Marius, in hierdie tyd sien ons dat die egskeidingssyfer geweldig hoog is. Wat kan jy vanaand in mense se lewens saai ten opsigte van huwelik en hierdie hoë egskeidingssyfer? So nou, 'n huwelik is baie belangrik vir die Here en Vader het die huwelik ingestel. Ek wil net weer vinnig teruggaan na die oorsprong van man en vrou toe. As ons net weer kyk in die tyd van Adam en Eva. En 'n mens kan alles van die tyd van Adam en Eva deurtrek tot vandag toe. En dis wat eintlik so wonderlik is. Mense kyk, Adam was baie alleen. Hy kyk na die diere, hy pas die diere op, hy doen alles wat God vir hom sê om te doen. Weet jy wat so wonderlik in daai tyd nie? Dat Adam het na alles gekyk, hy het nooit gekla nie. En hy het nooit gevra vir 'n vrou nie. Maar Vader het sy hart gesien. Vader het gesien hy's baie alleen. En daar waar Adam gelê slaap het, kyk Vader na hom en Vader besluit, Adam, ek wil jou seën. Ek wil jou bless, werklik waar net seën. En Vader kom en hy vat sy ribbebeen. En ons moet dit altyd onthou. Die oorsprong van die vrou is uit die man uit. Die oorsprong van die man is uit die grond uit. Met ander woorde, die man is aardse dinge en die man doen die aardse dinge. En dis wat ons moet onthou, dis die konsep altyd van die huwelik. Man is aards, hy dink aards, hy redeneer aards en aarde maak vir hom saak, die diere wat hy moes oppas maak saak, so die belange maak vir hom saak, maar die vrou, haar doel is, wees Adam se maat, versterk Adam, wees daar vir hom, met ander woorde, jy kom uit sy ribbebeen uit, en daai ribbebeen speel 'n groot rol in die lewe. En dis een van die belangrikste goede in lewe in konteks waarna ons kyk oor egskeiding, daai deel egskeiding waarvan jy nou praat. Ja. Nou kyk ons mooi hoe Adam hy's lief vir Eva, hulle stap hierdie mooi, verskriklike mooi pad, en dan is daar 'n dag wat sy uit orde uitgaan. Goed, ons kom by die orde gedeelte, maar nou gaan ons terug, eers na die egskeiding toe. As 'n ribbebeen nie in die liggaam pas nie, dan kan daai liggaam nie reg funksioneer nie. En ons het te veel in die tyd dat mense trou, wat nie, die vrou werklik die ribbebeen is van die man nie, wat sy hoort eintlik in 'n ander liggaam. So baie mense ontmoet mekaar op verkeerde plekke, en daar waar hulle mekaar ontmoet, dit is nie altyd in die geval gewees waar Adam geslaap het, en God hom geseën het, deur vir hom 'n lewensmaat te gee nie. Gaan mans baie keer en vrouens baie keer, en hulle soek iemand omdat hulle liefde soek, maar hulle besef nie altyd, dit is nie, daai liefde is werklik waar in 'n klap miskien, of in 'n pap, of in 'n plek waar daar nie regtig liefde gekry word nie. Ja, maar 'n klap en 'n pap of een van daai plekke is baie keer waar mense gaan om mekaar te gaan ontmoet en in ons terme pleinweg partytjie te gaan hou. En dan beland hulle in mekaar se arms en die uiteinde is, dis nie 'n ribbebeen nie. Dis nie die vrou wat eintlik met respek behandel moes word nie. En dis waar die probleme baie keer lê. Dan trou hulle en hulle leef 'n lewe soos die dag toe hulle mekaar ontmoet het, uit die plek uit waar hulle mekaar ontmoet het, en daar's nie respek nie. Respek is baie belangrik vir 'n man, maar vir 'n vrou is beskerming baie belangrik. En as die beskerming nie daar is nie, en die liefde nie daar is nie, en daardie tyd wat met mekaar spandeer word, kwaliteit tyd, dan gaan 'n huwelik verlore. En ons kan kyk in ons tyd waar ons lewe, dis een van die belangrikste dinge, is tyd, kwaliteit tyd met mekaar. Mens kan alles afjaag, jy kan op 'n selfoon sit, op 'n rekenaar, jy kan jou besig hou met soveel ander goed in die huis, in die mans wat baie keer in die motorhuis besig geraak, of op ander plekke, of met vriende, en dan mis hulle kwaliteit tyd. En dan begin die grootste probleem kom, mense raak gewoond aan mekaar. As jy gewoond raak aan mekaar, dink jy baie keer is nog liefde. Jy dink alles is nog reg in die huwelik, in die huis. Maar die kern is weer eens, omdat Jesus nie die middelpunt is in die huis nie, is daar ook nie tyd nie. Want waar Jesus is, daar orde in die huis ook. As daar orde in die huis is, dan beteken dit die volgende, ons het tyd vir mekaar. Wanneer ons tyd vir mekaar het, dan leef ons Jesus uit, so 'n man het sy vrou lief deur Jesus, en 'n vrou het haar man lief deur Jesus. Dit werk, want dit is daai eenheid wat absoluut werk. Maar wanneer daar nie meer tyd is nie, is hulle net gewoond aan mekaar, dan mis hulle die kern van die huwelik, en dis liefde. En ons kan baie wyd om dit uitbrei.
Die woord van die Here sê vir ons iets duidelik, die man sal sy ouers verlaat, en hy sal sy vrou aankleef. Met ander woorde, hy sal alles verlaat wat eintlik vir hom saak maak, hy sal sy vrou aankleef en hulle gaan een word. As 'n man en 'n vrou nie een is nie, werk 'n huwelik nie. Hulle moet so sterk een word, dat hulle lewe so verdiep het in Christus, in hulle huwelik, dat hulle dink dieselfde, praat dieselfde, maar hulle is tot twee verskillende mense nog altyd. En deur dit alles is daar nie meer gewoonte nie, maar liefde. En liefde is iets wat jy elke dag aandag moet gee. So ek hoop dit beantwoord jou vraag. En dit is die rede hoekom mense skei. Daar is nie meer liefde nie. Daar is Jesus in die huis nie. Ek doen. Jy het nou 'n paar keer verwys na Adam en na Eva, maar ook na Jesus wat die middelpunt moet wees. En ons weet dat ons dien 'n God van orde. En orde is vir God belangrik. Maar hoekom spesifiek in 'n huwelik sal jy sê is orde so belangrik? Orde is verskriklik belangrik in die huwelik, want onthou selfs Jesus kyk na sy bruid, na ons almal, as die bruid, Openbaring 22. En daar is 'n orde. Die orde is God, en dan is dit Jesus Christus en die Heilige Gees, die engele, en dan die man, die vrou, die kinders in die diereryk. Nou as daai orde nie in plek is nie, kom ons sê die vrou is nie meer lief vir haar man nie, en haar man is nie haar alles in die lewe nie, en sy beweeg 'n bietjie uit daai orde uit, dan kom Satan, en hy kom vir daai spasie in, en dis wat sleg is, want hy soek net daai oop deur, daai een geleentheid, om die orde te versteur. Orde is vir God belangrik, omdat deur orde gebeur die volgende. Adam is uit die aarde gemaak. Die orde is met ander woorde, hy wil versorg, hy wil voorsien, hy wil kyk, hy wil weet, sy vrou is heeltemal gelukkig, sy is versorg, dit gaan goed met haar, hy beskerm haar, met sy hele lewe sal hy dit doen. Hy is bedagsaam, die Engelse woord, hy is gentle, en hy het tyd vir haar, hy het kwaliteit tyd vir haar. Maar dan kom die vrou weer, sy skep die atmosfeer altyd. Die vrou, Eva weer, soos in hierdie geval, die liefde vir Adam, en daardie liefde wat oorvloei, en altyd daar is wat hom altyd in vrede plaas, met ander woorde, in sy posisie. Maar as die orde nie daar is nie, dan gebeur wat met Eva gebeur het. Sy gaan wandel in die tuin rond, en sy gaan pluk 'n vrug. Sy word oortuig, inteendeel lees Satan. En in die eerste plek moes sy nie op 'n plek gewees wat sy eers met Satan kon praat nie. En die slang kon praat nie. Sy moes nie op 'n plek gewees naby daai boom nie, want die man moes Adam vir sekerheid sy orde ook maar gewees het, want as hy in sy orde was, sou sy vrou by hom gewees het, en hy sou weet waar sy, en hy sou haar beskerm het. So wat leer ons hier uit? Manne moet hulle vrouens beskerm. Manne moet daar wees vir hulle vrouens. Vrouens moet weer in die orde kan kom, sê, my man, ek het respek vir jou. Die mooiste, as jy kyk na Abraham, Sarah sê vir hom, my Heer. Ja, dis mooi, nee. Ja, daai respek, daai mooi, my Heer, en Abraham kyk na Sarah, ek dink sy moes baie mooi wees, hy was verskriklik lief vir haar, en hy het weer soveel liefde vir haar gehad, soveel te meer, dat hy op 'n stadium het hy gaan, en hy het die byvrou, Hagar, veld toe gestuur met sy eie kind, en gesê, kom ons maak skeiding, Sarah, ek het jou so lief, so die orde is herstel, maar hulle was uit orde uit, toe hy gaan slaap het by die byvrou, by slavin, en daar is 'n kind daar uitgebore, so die orde is vir God verskriklik belangrik, want sonder orde, en dis wat ons in hierdie tyd sien, dis een weer redes, hoekom daar so baie egskeidings is, die vrouens moet gaan werk, die vrouens hou hulle besig met soveel goed om geld in te bring, die vrouens hou hulle met man, die wêreld van 'n man besig deur die beroepe van mans te volg, en selfs in oorloë betrokke te raak, in plekke wat God nie bedoel het vir hulle nie, en vrouens begin die beroep te dra, die vrouens begin die besluite te neem, en nou, daar is iets baie belangrik, die man moet in die orde staan, die man moet kan sê, kom ons gaan vanaand uit, die man moet kan besluit, waarheen gaan ons en wat doen ons, want hy moet sy vrou ken, hy moet weet waarvan hou sy en waarvan hou sy nie. So daai deel is baie belangrik, dat mans moet leiding weer neem, en nou neem vrouens leiding, en dan besluit hulle op die einde, maar kan sonder die man klaarkom, en dis weer eens, kom egskeidings hoog is. Ja, ek vertrou na hierdie episode, dat mans en vrouens beide eintlik net weer nuwe perspektief sal kry oor waar is God se orde en wat is die posisie waarin ek moet wees en om regtig weer eintlik net attent te raak op
Ek is die rigtingaanwyser en die vrou, ek is daar om die atmosfeer te skep. Ek is daar om my man se rug toe te maak en nie die een wat die leiding moet neem en moet sê ek gee die rigting nie. As jy vir elkeen vanaand net 'n vers kan gee, net 'n skrif van bemoediging, wat sal jy met hulle deel? Weet jy, ek het 'n vers hierso wat vir my belangrik is, wat vir uitstaan, en ek sal hierdie vers net vir elkeen wil gee in daai diep liefde vir die Here. En ek het dit spesifiek hier neergeskryf. En dis 'n baie kosbare vers hierdie. En elke man en elke vrou kan hierdie vers vanaand vat en dit gaan lewe. En dis wat my kosbaar is, wat Spreuke 18:22. Nou moet jy weet, Salomo het dit geskryf, 'n man wat baie vrouens gehad het, en dit vat my terug na Louis Malherbe toe. Louis Malherbe het die evangelie ook baie reg verkondig, was 'n goeie evangelis. En dis net regtig waar huwelikseminare wat hy aangebied het. En daardeur kon hom sien die erns wat hy ook in dit gehad het hierdie vers vir my die meeste nog altyd uitgestaan, wat sê Spreuke 18:22, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind, want dit is die joy, dis vreugde, want glo my weer eens, 'n vrou kan 'n man bou en maak, en 'n man kan 'n vrou versorg. So, dit is wat ek vanaand vir elkeen kan gee, is om te sê, Spreuke 18:22, weer eens, wie 'n vrou gevind het, 'n goeie vrou gevind het, het die beste juweel gevind in die lewe. Pas op. Huwelik is so mooi en so spesiaal en ons gebed is dat God se wil, God se orde en sy volmaakte liefde in elke huwelik sal geskied. En daar waar restaurasie en genesing in huwelike nodig is, mag dit so wees in die kosbare naam van Jesus Christus. Kind van God, ons herinner jou, indien jy die res van hierdie podcast episodes wil kyk, gaan besoek gerus ons webtuiste of ons YouTube blad waarop hierdie episodes beskikbaar is. Dan herinner ek jou ook, ons gaan binnekort met aanlyn selgroepe begin op Dinsdagaande. Indien jy wel die groep vir daardie WhatsApp skakel wil ontvang, kontak gerus hierdie nommer en ons sal jou op die groep plaas. Ek herinner jou ook, ons het 'n app wat beskikbaar is op beide Apple en Android platforms. Gaan download dit vandag nog en raak deel van die 1 minuut met Jesus familie.